Môre, daar sê julle, November het aangebreek en dis die eerste week van die nuwe maand en die jaar snel na sy einde toe. En julle glo, ek dink is nog net 7 weke, dan is dit Kersfees. Maar hoe dit ook al sê, is lekker om weer vanmôre saam met julle te wees en saam met julle iets uit die Here se woord te deel. En mag elke oggend vir julle 'n nuwe vreugde en 'n nuwe asem van lewe bring saam met die Here Jesus en die werk van die Heilige Gees. Ek wil graag hierdie week begin en te lees uit Filippense 2 vers 2. Paulus skryf: "Maak my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe." Ja, weet julle, Dietrich Bonhoeffer, sy boekie Letters from Prison is hier op my rak. Hy was 'n baie gesiene Duitse Christen, hy was 'n goeie teoloog en hy het gelewe tydens die Tweede Wêreldoorlog. Nou, wat daar gebeur het was die Nazis het Dietrich gevange geneem, want hy wou graag Hitler se regime tot 'n val bring. En met geleentheid het baie getroue vriende van hom groot vertroosting vir hom gebring, deur hulle lewens en reputasies te waag, deur vir hom in die tronk te gaan besoek. Hy het, nadat hy vrygelaat is, na die oorlog verby is, het hy agterna weer gaan skryf. Hy sê, dit het toe waarlik gebeur. Dit was hopeloos te kort, maar dit maak nie saak nie. Ek sal dikwels dink aan hoe daardie 4 mense, wat vir my dierbaar en kosbaar was, hier saam met my was. Toe ek later na my sel teruggekeer het ek vir 'n volle uur so op en af gestap. En eindelik het ek vir myself net gelag, toe ek myself van tyd tot tyd hoor sê het, hoe wonderlik was dit nie. Wat 'n ongelooflike stukkie uit hierdie man se ervaring van gevangeneming, van onregverdigheid, maar hoe daar mense in sy lewe was, wat vir hom gekuier het, hulle lewens gewaag het, op die spel geplaas het om dit te doen. Weet julle, ek en jy sal moontlik nie soortgelyke geleenthede kry om in die gemeenskap liefde te betoon nie, nê. Maar daai geleenthede is altyd daar. Jesus se liefde streef altyd daarna om hom openbaar te maak deur dit wat ek en jy doen, om liefde vir ander in tye van krisisse te gaan gee. Of wanneer daar 'n tragedie iemand se huisgesin tref, of wanneer iemand deur 'n swaar tyd gaan. Dit selfs 'n maaltyd wat net gedeel word, of 'n briefie van medelee, 'n gebed wat jy opstuur en 'n foonoproep. Dit is alles maniere waarop ek en jy liefde kan betoon na die mense wat swaar kry, na die liggaam, na die gelowiges toe. Ek en jy moet nooit wag vir ander om dit te doen nie. En ek en jy moet dit ook nie uitstel na môre toe nie. Môre gaan dalk nooit kom nie. Moenie die verantwoordelikheid plaas net op sekere mense in die kerk nie. Liefde is nou nodig. Moenie omgee oor wat ander daarvan dink nie. Moenie toelaat dat vrees vir verwyte jou gaan keer nie. Laat ons aan mekaar tydig en ontydig liefde betoon. Kom ons gaan doen dit vandag. Oral waar ons gaan, waar jy iemand raakloop, vir wie jy 'n stuk van God se liefdestak kan breek. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. O Hemelse Vader, kom gee dat ek sonder uitstel u liefde in die gemeenskap rondom my sal gaan uitleef en wys. En help my daartoe in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie julle. Ek hoop julle sien uit na hierdie wonderlike dag en dan praat ons môre weer. Totsiens.